Goeiemôre. Baie welkom in die huis van die Here. Ons glo u gaan 'n groot seën vandag ontvang uit die hand van die Here uit. Ons wil graag net die aankondigings aan die voorhou. Neem asseblief kennis, Dinsdag aand is daar woordskool om 1900 uur. Woensdagoggend is daar geen vroue biduur nie. So neem asseblief kennis. Woensdagoggend geen vroue biduur. En dan woensdag aand om 7 uur is daar power hour. Donderdag aand om 7 uur is ons verskeie selgroepe en Vrydag om 18:30 is ons jeugbyeenkoms hier by die kerk. Alle besoekers, ons het heelwat besoekers wat ek gesien het, kan jy net die hand opsteek asseblief, wie besoek ons vandag vir die eerste keer? Die dames gaan vir net 'n welkomkaartjie gee, wat jy net vir ons kan invul asseblief, dan gaan ons die net in die week 'n lykie gee. Dan ons muntlegging, die Sondagskool gaan op Sondag 22 Junie 'n munt en notelegging hou om hulle fondse vir hulle fondse. So ons wil asseblief vra, hou nou al die klein geld eenkant en bring 'n noot of 2 daai oggend dat ons die Sondagskool ondersteun, want hulle gaan dit hou vir die einde van die jaar wil hulle ietsie groots vir die kinders doen. So hulle beplanning is nou al op dreef dat ons hulle daarmee ondersteun. Dan ons bestuursraad het vergadering op maandag aand die 26ste Mei. Ons hemelvaartdiens is op donderdag aand 29 Mei om 7 uur. So asseblief moenie hierdie geleentheid mis nie, maak 'n aantekening in die dagboek. Dan ons Pinkster bidure, dit is van Woensdag 4 Junie tot Vrydag 4 Junie. En dan ook die Sondag die 8ste wat ons dan nou afsluit met die Pinkster bidure. Ons het reeds daardie aand gaan ons etes verkoop. Ons het Woensdag aand sop en broodjies teen R25. Donderdag aand curry en rys R40 en Vrydag boereworsrolle R35. So dis werklik waar billike pryse. So ons wil vra, jy kan na afloop van die diens by die inligtingstoonbank nou al die naam opsit en dan wanneer jy reg is kan jy die geld bring, dan sal hulle vir u 'n kaartjie gee vir elke aand se ete. So mamma, ons gee jou af vir 3 aande in 'n ry, hoef jy nie te kook nie. So dis 'n bargain. Jy kan nie dit laat gaan nie. Dan ons verjaarsdag, donderdag verjaar Anita Bloedsel en dan Saterdag verjaar Tannie Trixie Middleton en Nico Keiser. Nou ons wil net herinner, ons het volgende jaar die naweek van die 20ste Maart, het ons gemeentekamp, wat ons nou al begin beplan, ons gaan dit hou by Bergkroon, dis net aan die onderkant van De Beinskloof pas. So ons wil nou al vra om 'n geldjie weg te sit, die verblyf vir daardie naweek beloop R600 per persoon, en dan gee die kamp, bied vir ons die etes aan, hulle vra R100 te ete, en dan vir die naweek is dit 5 etes, so dis R500 dan vir die etes. So per persoon werk dit uit R1100 vir die hele naweek, vir jou verblyf en jou etes. So jy moet dit asseblief nie mis nie, jy het nou van nou af 10 maande om te spaar vir hierdie naweek, so asseblief ondersteun ons aan, ons wil graag die hele gemeente daar hê. Hulle het genoeg slaapplek vir almal, dat ons almal kan akkommodeer. Baie dankie. Kevin, gaan vir ons open met gebed. Goeiemôre broers en susters. Kom ons sluit ons oë. Dankie liewe Vader dat ons as kerk weer in u teenwoordigheid by u huis kan bymekaar kom. Wat 'n voorreg is dit nie deur u genade dat ons hier kan wees en vry kan wees om u te prys, loof en aanbid nie. Liewe Here, ek spreek die seëning oor ons neer vandag as gemeente, oor die dienaar en die verrigtinge sowel as die orkes. Ons sê vir u dankie vir dit wat u vandag vir ons gaan doen. Heilige Gees, ons roep u aan om tussendeur ons te beweeg en by ons te kom rus. Moenie net ons rustig te hou nie, maar ons op te wek en vir ons harte te sag te maak. En wat ook al boodskap deur u dienaar se lippe beweeg, u sin sal wees en 'n vuur sal laat opbrand binne ons, sodat ons die evangelie kan uitverkondig daar buite. Liewe Here, maak ons sterk vandag. Laat ons u liefde vind vandag. Die kettinge wat in ons lewens is, sal afbreek en dit wat ons moet vasmaak, sal vasmaak, liewe Here. Seën asseblief die wat u regtig wel nodig het vandag. En laat ons uitgaan op die pad en die roeping met die bediening wat u vir ons uitsit. Liewe Here, ons sê weer vir u dankie. Ons prys u, ons loof u met alles binne ons.
Amen. Okay, kom ons staan saam.
sin and darkness, His love is mighty and so much stronger. The King of glory, the King above all kings, who shakes the whole earth with holy thunder, who leaves us breathless and only wonder. The King of glory, the King above all kings. This is amazing grace. This is unfailing love, that you would take my place, that you would bear my cross. You will lay down your life, that I would be set free. Yeah. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Out chaos back into order, who makes the author a son and daughter, the King of glory, the King above all kings, who rules the nations with truth and justice, shine like the sun in all of His brilliance, the King of glory, the King above all kings. This is amazing grace. This is unfailing love, that you would take my place, that you would bear my cross. You will lay down your life, that I would be set free. Yeah. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Worthy is the Lamb who was slain, worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain, worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain, worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy, worthy, worthy. This is amazing grace. This is unfailing love, that you would take my place, that you would bear my cross. You will lay down your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. What you've done for me. This is amazing grace. This is unfailing love, that you would take my place, that you would bear my cross. You will lay down your life, that I would be set free. Yeah. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me.
your presence, there is freedom. In your joy, there is strength. Here in the wonder of your glory, we stand. Jesus, my own, Jesus, my song, Jesus, the word living in my soul. Oh, we're waiting for a mighty move of God. Come, Holy Spirit, fan the flame. Come and move in us again. I lay down all that I am, so come take over. My beloved Savior, pour yourself upon us. There is no power greater than your love. Come, Holy Spirit, fan the flame. Come and move in us again. I lay down all that I am, so come take over. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit, fan the flame. Come and move in us again. I lay down all that I am, so come take over. Fill my cup, fully up. Come and quench this thirsting of my soul. Fill my cup, fully up. Come and quench this thirsting of my soul. Fill my cup, fully up. Come and quench this thirsting of my soul. Fill my cup, fully up. Come and quench this thirsting of my soul. Fill my cup, fully up. Come and quench this thirsting of my soul. Come, Holy Spirit, fan the flame. Come and move in us again. I lay down all that I am, so come take over. Come, Holy Spirit.
come take over. So come take over. So come take over. So come take over. Come, Holy Spirit, fan a flame. Come and move in us again. I lay down all that I am. So come take over. So come take over. I love you, Lord, and I lift my voice to worship you. Oh, my soul, rejoice. Take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. I love you, Lord, and I lift my voice to worship you. Oh, my soul, rejoice. Take joy. Take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound. Let it be a sweet, sweet sound
sound, heal your ear. Let it be a sweet, sweet sound, heal your ear. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath, our lungs, so we pour out our praise to you only, Lord. You give life, you are love, you bring light to the darkness, you give hope, you restore every heart that is broken. Great are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only, Lord. All the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. All the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. All the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. All the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. All the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise.
our lungs. So we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise to you only. Daar waar jy staan vanmôre, begin jou lofprysing voor die Here uitstort. Ons het aanbid, ons het lofprysing gedoen, ons het die Here geprys, maar daar waar jy staan vanmôre, begin vir hom sê, Great are you, Lord. Here, U is groot, U is almagtig. Daar's niemand soos U nie, niemand wat met U kan vergelyk nie. En ek wil hê vir 'n oomblik, terwyl jy jou lofprysing voor die Here begin uitstort, steek jou hande op en sê, Here, dis al wat ek wil doen, dis my main fokus vanmôre, dis die grootste deel van alles in my lewe is om U op te lig. Lord, is to pour out my praise before you, because you are great and you are almighty, you are all powerful. En daar waar jy staan, begin dit deur uit jou hart uit die Here net te aanbid met jou lippe. Uit jou hart uit vanmôre. En as jou hart swaar is, dan sê jy hart hier binne in my, begin die Here nou loof. Begin die Here loof. Ons aanbid hier, kom kerk van die Here, ons kan beter as dit doen. Uit jou hart uit vanmôre, sê Here, hart en siel is ek hier. Hart en siel is ek hier, Here. You are great, you are mighty. We worship you in this day. We glorify your name. All honor and all glory is yours. Ek dank die Here, dankie vir die geleentheid, dankie dat die aanbidding, ons lofprysing vul met die teenwoordigheid, want U woon onder die lofsange van die volke. Here, ek dankie dat U kragtig vanmôre bande breek, dat U vanmôre kettinge afsny. Here, dat U vanmôre mense vrymaak om te aanbid en U te prys in hierdie dag. Kom kerk van die Here, aanbid hom, aanbid hom. We pour out our praise, we pour out our praise. Great are you, Lord. You are the breath in our lungs. Oh, and we glorify you. And to great are you, Lord. Great are you, Lord. Dan by die Here daar waar jy staan. Dankie Here dat ons U kan aanbid. Here, ons stort ons lofprysing voor U uit, ons aanbidding. Want U is waardig om aanbid te word. Want Here, as die mens dit nie doen nie, sal die klippe en die natuur dit nie buite doen. Hulle sal die grootheid en die almag sal hulle uitroep en verklaar. Great is the Lord God Almighty, who was and is to come. Daarom, Here, dankie vir die geleentheid dat ons vanmôre
Ons lofprysing kan uitstort voor U. Ons wat geskape is na U beeld en U gelykenis. Dankie Here dat ons kans het om dit te kan doen. Ons skaam ons nie vir U nie. Ons skaam ons nie vir die evangelie nie. Here, want dit word 'n krag wat redding gee binne in ons. Ons is verlos deur die bloed van Jesus Christus. Ons is vrygekoop, die vonnis is uitgedien. We are free. And the battle has been won. The battle has been won. The battle has been won in Jesus' name. Here, die oorwinning is reeds daar. Help ons om vanmôre te besef, Here, it is finished. You want us to stand up in you, children of the living God. Wil jy net saam met my doen vanmôre, nie daar waar jy staan, jy hoef dit nie uit te gil nie, maar sê net saam met my. En ek wil hê jy moet dit sê soos wat jy met iemand sal praat met 'n hoorbare stem. Great are you, Lord. Sê dit weer. Ek wil hê jy moet dit aanhou sê. As jy nie great are you, Lord nie, sê groot is die Here. Groot is die Here. Halleluja. Hou dit aan sê vanmôre. Ek wil hê dit moet weer klink. Oh, groot is die Here. Great are you, Lord. Great are you, Lord. Groot is die Here. Ons verklaar dit vanmôre in Jesus naam. Groot is die Here. Groot is die Here. Great are you, Lord. Great are you, Lord. Great are you, Lord, in this place. Groot is die Here in hierdie plek vanmôre. Dankie Here, groot is U vanmôre. Great are you, Lord. 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 Groot is U Here. Oh, groot is U Here. Groot is U Here. Dankie dat U ons vanmôre, Here, laat besef hoe groot is ons God, hoe groot is U. Great are you, Lord. Dankie, Here. My child, the Lord says, my child, if you let me, I will renew your strength. I will fill you with power. I will fill up your spirit, says the Lord, and I will give you a song of praise and of worship. It's only in my presence where I will give that. Here sê is net daar waar jy in my teenwoordigheid is wat ek dit sal gee, my kind. Jy moet besef, lig en duisternis meng nie. As jy jou op verkeerde plekke bevind, my teenwoordigheid gaan nie daar wees nie. Ek is met jou, maar my heerlikheid sal ontbreek. Daarom sê ek vir jou, laat gaan die dinge van die verlede, laat gaan die dinge wat was. Dit wat jou weggetrek het van my of my kind, draai weg van dit af. En vanmôre nooi ek jou stap na my toe. Want ek is almagtig, ek is groot, ek is hoog en verhewe.
Close your eyes and just worship the Lord there where you are. Out of your heart. Mense, ek wil u nooi vanmôre sê vir die Here dat jy hom liefhet. Aanbid hom daar waar jy staan. As jy moeg is en jy kan nie meer staan nie, sit. Maar ek wil vir jou vra, steek jou hande op vanmôre and adore him, worship him, lift him up. Gee jou probleme en jou stryd vir hom vanmôre. En laat toe dat die Gees, die Heilige Gees met jou werk. Come Holy Spirit, come and change, come and renew, come and break the chains, break the ropes. In die naam van Jesus, Here, breek ons elke band. Here, ons breek vanmôre elke ketting. Ons staan onder die gesag en ons weerstaan die duiwel en hy moet van ons af wegvlug. En ons nader tot U, Here, en U nader tot ons vanmôre. Dankie, Here. Dankie, Here. Dankie, Here Jesus. U woord is kragtig en lewend vanmôre. Dankie, Here. Dankie, Here. Dankie, Here Jesus. Dankie, Here Jesus. Dankie vir vanmôre, dankie Here, U is hier, U teenwoordigheid, ons ervaar U. Here, kom bereik die doel in ons lewens. Dankie, Here Jesus. Dankie, Here. Here, man, tarabashe, Raman turukosha bemendras. Ons eer U net vanmôre vir U getrouheid. Dankie vir U liefde. U genade oor ons, Here. Ons vra dit in Jesus naam. Ek gaan die woord kort deel, neem U sitplekke. Net kort. Ons het laasweek gepraat oor perspektief. En ek wil vandag 'n bietjie verder gaan. Net in kort met U ietsie deel. En ons het laasweek gehoor hoe dat T. Bavumba gesê het, your perspective shapes your reality. Your perspective shapes your reality. Change your perspective and it will change your life. Jy weet, baie interessant, 'n onbekende persoon, wel, hy's nie bekend aan ons nie, maar iemand het eendag hierdie woorde geskryf. En hy het gesê, ons sien nie die wêreld soos dit is nie, ons sien dit soos ons is. Hoe jy gevorm is. Waardeur jy gevorm is. En ek moet vir U sê dat die Here hierdie laaste week ook, daai week het laasweek vir U van die skrifgedeeltes op gegee, net voorgelees oor wat Kleopas en sy mededisipel wat op pad na Emaus toe was, wat Jesus met hulle gedeel het. En toe ek van daardie skrifgedeeltes hierdie week toe ervaar ek in my gees hoe dat die Here vir my sê, ek wil hê my kind, gaan kyk jy 'n bietjie, waaroor het ek met hulle gepraat? En ek gaan toe en ek gaan
doen 'n bietjie studiewerk. En terwyl ek daai gedeeltes begin lees, ek lees dit net. Toe besef ek hierdie belangrike ding, hoe belangrik is dit vir ons om die woord hardop te lees. Ek kom tot hierdie ontdekking, 'n kragtige ontdekking. Wie van die vat die Bybel en dan sit jy hom saggies en lees? Want dis mos hoe ons geleer is. Soos jy 'n boek vat, hier's jy weet? Halleluja! Dis fantasties, prys die Here. Wow! Kry julle dit? Ontvang jy dit, pastoor Johan? It is amazing. My Tony. Dit moes 'n geweldige profound effek op julle. Man, die woord sê wees stil en weet dat ek God is. Wanneer het dinge begin gebeur, is wanneer Jesus gespreek het. Wanneer Jesus die woord gevat het, dit gelees het, gedeel het. En ek sit hierdie week en ek sê, Here, maar ja, die woord is pragtig. En die Here sê, weet jy wat, jou hart is gebless, jou hart is opgewonde, maar wat van jou familie? Ek sê, wel, kom sit. En dink jy ons doen nie iets saam, ons lees elke aand saam, ons bid saam, ons vertrou die Here vir goed. Maar ek vat hulle, ek sê, kom, sit hier. Nou gaan ons 'n bietjie kyk na daai skrifgedeeltes wat ek Sondag net genoem het. En ons gaan 'n bietjie daarna kyk en ek moet vir u sê, weet jy hoe was my gees gebless om daai skrifgedeeltes te lees. En ek besef, my jene, gaan oor Jesus Christus. Kyk wat het hy gedoen, wat is waarheid, want toe hy opgestaan het uit die dood, het hy, deur sy opstanding het hy alles bevestig, wat hy gedoen en gesê het. Sit vir ons die skrifgedeelte van vandag. En ek het dit laasweek net vinnig vir u gelees. Lukas. Ek het so 'n klomp van gegees. Oorweldig. Lukas 24 vers 32. En hulle sê vir mekaar, was ons harte nie brandend in ons toe hy met ons op die pad gepraat het? Wat het gebeur? Hy het die skrifte uitgelê. Hoor wat sê hy die woord vir ons? Op die pad met ons op die pad gepraat en vir ons die skrifte uitgelê het nie. Ek wil hê jy moet onder 'n valse indruk en 'n idee uitkom in die naam van Jesus Christus om die skrifte net op Sondagmôre te hoor. Kom uit onder daai valse idee. As enige dominee of pastoor of dokter of wat ook al vir jou sê, nee my broer, dan sê jy, ek sê vir u, gaan praat met pastoor Edmund of pastoor Johan of iets, en ek dink ons sal oortuigingswerk doen, né, pastoor Johan? Oortuigingswerk. Want wat maak Jesus? Hy vat die woord en hy gee dit vir hulle. Vat jou Bybel, take your Bible and start
reading the Bible, soos hierdie teksvers. En hulle sê vir mekaar, was ons harte nie brandend, dit beteken was ons harte net nie opgewonde. Wie se hart is opgewonde oor Jesus Christus? Ja, dit lyk vir my so. Weet jy hoe lyk opgewonde mense? As die bokke wen, jee, die bokke het gewen. Wie is blou bulle? Wow. Mense, julle is op die regte pad, maar ons het uit die bus uitgeval. OK, nee, dit gaan nie werk nie. Wie sharks? In die verkeerde deel van die land. Leeuwkies? Woe, nee, vaderland. Vrystaat. Lions. Ja, ons het gesien, julle is uitgedun. Jong, dit lyk so sleg, ek gaan nie eens vrou, lyk dit in die Kaap nie. Dit gaan nie net oor rugby nie, mense. Weet jy hoekom was sport ontwikkel? In die klassieke kultuur was sport ontwikkel om die las en die spanning op die volk te verlig. Dis hoekom hulle dit gedoen het. Dit is die spanning van die volk afgelig. Dis hoekom hulle dit gedoen het. Mense het so 'n bietjie vergeet van die las en al die goed. Maar weet jy wat? Maandagmôre dan is hulle terug by die gewone wêreld. En wat doen die las? Maar ek wil vanmôre vir jou sê, en ek wil hê jy moet mooi luister. Your perspective shapes your reality. Change your perspective and it will change your life. En hierdie man, Kleopas en sy mede-disipel was op die pad gewees en hulle het geloop. Hulle het 'n baie groot oomblik, 'n amper ongelooflike wow oomblik gehad. Hier kom 'n persoon by hulle en wat doen hy? Hy begin vir hulle net die woord uitlê. Vir hulle sê, weet julle wat? Onthou julle dit wat in die skrifte gesê was. Kan ek jy net vinnig deur dit vat? Ek gaan nie eens die res van my boodskap doen nie, so u gaan uitmis, massively. Was so blessed. Maar gaan gou vir my net vinnig na Psalm 22 vers 2. En ek wil hê jy moet iets sien. Jesus kom by hulle en hy begin dit vir hulle uitlê. Een vir een. En jy sien, dis hoekom ons baie belangrik moet besef in ons alledaagse wêreld en in ons lewe. Hierdie manne was so besig met dit wat besig was om in hulle omgewing te gebeur, hulle wêreld, die werksplek, dat hulle totaal gemis het. Hulle was in Jesus se teenwoordigheid en hulle het dit nie eens gesien nie. Kind van God, jy's so in jou wêreld miskien vasgevang. Jy's so in jou omstandighede. Jy's so in die gebeure rondom jou. Jesus se Gees is in jou. Die Heilige Gees is in jou, maar jy merk nie eens hy's daar nie. Jy sien nie eens raak wat God vir jou wil doen nie. Jy beleef nie wat God vir jou wil doen nie. Kom ek vat hier net gou so vinnig. Hierdie was een van die teksgedeeltes wat Jesus met hulle behandel het.
daar's 'n lys van hier af tot in Kaïro. Skrifgedeeltes. Uit die psalms uit en volgens oorleweringe, volgens die skryfstyl, volgens die inhoud, reken die geskiedskrywers en die kommentare dat koning Dawid het hierdie gedeelte geskryf, hierdie teksgedeelte, 22. En nou vers 2 sê hy, my God, waarom het U my verlaat, ver van my hulp, van die woorde van my gebrul. Dit is, die Here sê vir hulle, onthou julle. Dis wat koning Dawid geskryf het, dis die skrifte. Kom ons gaan gou vinnig na Matteus 27 vers 46. Matteus skryf, en dit is in hierdie gedeelte waar Jesus kom en hy's besig om gekruisig te word en hy sê omtrent die 9de uur het Jesus met 'n groot stem geroep en gesê, Eli, Eli, lama sabachthani, dit is my God, waarom het U my verlaat? Jesus sê vir hulle, ek wil hê jy moet sien, dat die Seun van God was verlaat as gevolg van wie se sonde? Ons sonde. Hy moes die prys alleen betaal. Onthou julle dit? Dawid het dit gesê, hier het dit gebeur. Onthou julle, en onthou hulle oë was half toegemaak, nie half nie, hulle oë was toegemaak of verskans, versluier, sodat hulle Jesus nie gesien het nie. Die volgende skrifgedeelte, 22 vers 8. Almal wat my sien, spot met my. Hulle steek die lip uit. Hulle skud die hoof en sê, vers 9, laat dit aan die Here oor. Laat hy hom red. Laat hy hom bevry. Hy het mos behaag in hom. Dis wat Dawid skryf. Kom ons kyk gou 'n bietjie. Lukas 23 vers 35. Wat sê die woord? En die volk het dit staan en aanskou. Hier sien hy dit. Wat regtig gebeur het. Dawid sê dit is wat gaan gebeur. Hier staan wat gebeur het. En die owerstes het saam met hulle ook geskamp en gesê ander het hy verlos, laat hy homself verlos as hy die Christus, die uitverkorene van God is. Jesus sê vir hulle, was dit nie gesê? Koning Dawid het nie gesê nie? Wat het hier gebeur? Wat gebeur het? Volgende skrifgedeelte. Psalm 22 vers 17. Want honde het my omsingel, 'n bende kwaaddoeners het my omring, hulle het my hande en my voete deurgrawe. Johannes 20 vers 27. Kyk gou saam met my op die bord. Daarna sê hy vir Thomas, bring jou vinger hier en kyk na my hande en bring jou hand en steek dit in my sy en moenie ongelowig wees nie, maar gelowig, want wat wys Jesus vir hom? Hy wys eintlik vir hom daar, my hande wat deur grawe is waar die spykers deurgegaan. Moenie ongelowig wees nie. Wees gelowig. Volgende skrifgedeelte, 22, en ek gaan net nog so 1 of 2 noem. Hulle verdeel my klere onder mekaar en werp die lot oor my gewaad. Dis Psalm 22 vers 19. Matteus 27 vers 35. En nadat hulle hom gekruisig het hulle sy klere verdeel deur die lot te werp, sodat vervul sou word waardeur die profeet gespreek is. Okay. Hulle het my klere onder mekaar verdeel en oor my gewaad die lot gewerp.
Het ek nie gesê dis wat gaan gebeur nie, sê Jesus vir hulle. Nou die laaste een, Psalm 118. Dawid het hierdie ook geskryf. Psalm 118 vers 22. Die steen wat die bouers verwerp het 'n hoeksteen geword. Dit het van die Here gekom, dit is wonderbaar in ons oë. Het julle hom? 118 vers 22. Ekskuus. Het 'n hoeksteen geword. Volgende teksgedeelte 23. Het julle hom nie? Maar terwyl hulle, moenie bekommer nie. Gaan vir ons net na Matteus 21 vers 42 dan as ons. Maar nou sê vers 23 van Psalm 118. Hy sê dit het van die Here gekom. Dit is wonderbaar in ons oë. Dit is die dag wat die Here gemaak het. Laat ons daaroor juig en bly wees. Wie het dit geskryf? Koning Dawid, in die Psalmes. Matteus 21 vers 42. Jesus sê vir hulle, het julle nooit in die skrifte gelees nie? In die skrifte gelees nie? Die steen wat die bouers verwerp het, dit het 'n hoeksteen geword. Dit het 'n hoeksteen geword. Christus wat verwerp was, het die hoeksteen geword. Hy het van die Here gekom. Luister mooi wat sê die Psalmes. Psalm 118 vers 23 sê, dit het van die Here gekom, skryf Dawid. Hier sê hy, dit het van die Here gekom in daai teksgedeelte in Matteus 21 vers 42. Kyk daar, hy het van die Here gekom en hier is die laaste gedeelte en is wonderbaar in ons oë. Dis alles wat Dawid geskryf het. En dit het hulle begin opgewonde maak. Kyk hier, wat het koning Dawid gesê gaan gebeur? Kyk wat het gebeur. Dis waar. Dit is so. En hulle het al hoe meer opgewonde geraak oor die feit, maar ja, dit het gebeur. Dit sou gebeur en dit het gebeur. Maar jy sien, daar kom hulle op 'n plek wat hulle net meer en meer wil hê. En toe Jesus wil verder gaan, toe kom hulle, toe sê hulle, nee, wag. U moet asseblief saam met ons nog 'n bietjie tyd spandeer. Wie van u het al beleef dat as jy gaan sit en jy's in die woord van God en die salwing van die Heilige Gees daag op, wat gebeur met ons? Jy voel jy wil meer en meer en meer en meer. Here, moet net nie stop nie, asseblief. Maar weet jy wat die kerk ervaar dit nie meer vandag nie, hoekom? Ons kom nie eens meer agter dat die Here by ons is nie. Ek het eendag in my gemeente op die rand, toe sê ek vir die mense, hou op, dink aan die hoenderbout wat by die huis is. Het jy nou gevang, die hoenderbout? Ons klim in die kar, ons begin huis toe ry. My vrou sê vir my, hoorie, sê ek wil net weet, wie gaan eet en wie gaan kyk? Ek sê vir haar, hoekom? Sy sê, jy het gesê, vergeet van die hoenderbout in die oond. Die mense dink ek en jy deel 'n boutjie as ons by die huis kom. Ek sê vir hulle, gaan dit buitendien nie glo nie, na gelang van ons lywe gaan hulle dit nie glo nie. Maar ek hoop hulle kry die prentjie.
Ons is so vasgevang in ons program hierna. Jy is so vasgevang in jou lewensomstandighede. Jy is so vasgevang in jou program. En mense is baie vinnig om vir ons te sê, ag pastoor, weet jy, ek is so besig. As hulle nie vir die pastoor tyd het nie, hoe het hulle vir die Here tyd? Eina? Ek wil vir u sê, hoor my vandag. Dis alleenlik die Here se teenwoordigheid wat die verskil maak. Dit gaan nie ons perfekte worship, dit gaan nie ons mooi prediking. Dit gaan nie die indrukwekkende programme en advertensiewerk wees nie. Ek wil vir jou sê, wil jy groei, wil jy jou lewe verander, kom in Jesus se teenwoordigheid. Kom in die Heilige Gees se teenwoordigheid. Hy woon in jou, maar weet jy wat, jy tel nie eens op, hy's daar nie. En wat gebeur? Hulle het Jesus aan die tafel en hy deel met hulle woord. En hy deel met hulle woord. En weet jy wat, ek dink hulle was so vasgevang. Hulle het die brood uitgetrek. Nou sê mense, iemand het al vir my gevra, pastoor, hoekom het hulle nie sommer maar nagmaal gebruik nie? Want Jesus het gesê, hy sal eers weer nagmaal gebruik as ons. Sê gou vir my mense, wat het hy vir die disippels gesê? Sê maar hard, saam in die hemel is. Het lyk asof hy bang is, of hy antwoord verkeerd gaan wees. Maar wat doen Jesus? Jesus wys vir hulle iets. Hy vat die brood en hy breek, hy dank die Vader en hy breek die brood. En toe hy die brood breek, toe gaan hulle oë oop. Wow! Wow! Gordon! Hy's hier! Wow! En wat gebeur toe hy die brood breek? Wie weet, wie het al dit gelees? Wat het gebeur? Jesus het gesê, bring die water en kom ons nuttige maaltyd. Hy het weg, hy het verdwyn, sê die woord. Dis asof hy vanuit 'n goddelike oomblik net wegstap uit hulle lewe uit. Maar weet jy wat hulle daar beleef het, was genoeg. Want weet jy wat sê hulle vir mekaar? Hulle het, man, ons moet eendag praat oor hoe ver dit was. En hoe hulle lank gestap het, en hulle was moeg, en hulle was vasgevang. En die Here sê, waaroor kla julle? Hulle sê, was u nie in hierdie omgewing nie? Sê die enigste een wat nie weet wat met Jesus gebeur het nie. Maar die oomblik toe hulle besef, Jesus is by hulle, weet jy wat gebeur? Toe staan hulle op en sê, nou gaan ons terug. Ons vat nou aksie. Ons gaan nou vir daai klomp vertel. Jesus leef! Jesus leef! Oh my word! Willie! Die Here leef, my boeta! Die Here leef, die Here leef! Ek het hom met my eie oë gesien. Hy het gedank en die brood gebreek, pastoor Johan! Wanneer ons toelaat, wie werk dit in ons harte? Wanneer ons die Gees van God toelaat om in ons te beweeg en met ons te werk, wil ek vir jou sê, iets gaan in jou hart en jou gees losbreek van die werklikheid van wie hy is. En Handelinge 1 vers 8 gaan 'n werklikheid word en julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom.
Ek sluit af. Maar daar is iets wat ek vir julle wil sê. Jesus wil vir ons hierdie ding meedeel. Hy sê, hou op, terugkyk. Hou op, terugkyk na wat was. En hoor my vanmôre, daar's niks fout om terug te kyk en te verlang na wat God gedoen het. En om weer te vertrou vir die deurbraak of 'n wonderwerk soos God dit in die verlede gedoen het nie. Jy kan hom vertrou. Hy's nog steeds dieselfde God. Maar hier kom die probleem. Ons is baie keer so op 'n plek wat ons terugkyk na dit wat was. En dis nie al nie, dis nie sleg nie, want ja, ons kan die Here weer so vertrou. Maar weet jy waar kom die probleem in? Die probleem is, ons bly nie net terugkyk nie. Ons wil teruggaan na die plek waar ons was, omdat dit so wonderlike ervaring was, omdat dit 'n belewenis was, en op daai oomblik, en op daai punt in jou lewe, omdat jy terug begin draai, beperk jy God. Pastoor Johan, ek luister nou die dag na iemand wat oor Sodom en Gomorra praat. En hy sê, weet julle wat het gebeur? Sodom en Gomorra. Wie het in 'n soutpilaar verander? Lot se vrou. Wat het die Here gesê toe hulle moes vlug? Moenie terugkyk nie. Weet jy wat sê ek altyd? 'n Hond het my nog nooit gebyt nie, want ek kyk nie terug as ek weghardloop nie. Jy dink is 'n grap. Vra vir my vrou, hoe duik ek trek? Laat jy kaarsleutels en Bybel sien trek die hele wêreld vol. Die pastoor hardloop weg vir Alsatian. Ja, jy dink die pastoor word nie gejaag nie, ou maat. Ons doen goed vir die evangelie. Weet julle wat gebeur met Lot se vrou? God het gesê, kyk hier terug nie, want dit het begin swaal en, wat reën? Vuur. Jy geweet, as jy, love, ek moet daai video kry, laat ons hom speel hierso. Wat hulle praat oor wat gebeur as sekere goed met swaal meng, en dit verteer alles, tot vandag toe, in daai vallei, is daar stukke swaal wat daar lê, op die grond. En dan vat hulle daai swaal, en hulle sit hom 'n bietjie in die son, en as hy genoeg suurstof en na die regte mengsel kom, dan begin hy weer brand. Tot vandag toe. En daai persoon kom en hulle kyk in daai omgewing, en hulle maak hierdie ontdekking. Hulle sê, weet julle wat het met Lot se vrou gebeur? Die oomblik as daai swaal aan die brand slaan, en hy kry 'n sekere temperatuur, raai wat gebeur? Wie kan my sê? Hy vorm sout. Interessant. Weet julle wat gebeur? God sê, moenie terugkyk nie. Daar's niks aan om terug te kyk, hè, pastoor Johan? As ons terugdink aan die vroeë jare toe ek so 'n seentjie was, toe ek gesien het hoe my grootouers die Here gedien het en die Here wonderwerke gedoen het. Weet jy wat sê ek vandag? Here doen weer dieselfde wonderwerke. Here verander mense, vul hulle met die Gees. Heilige Gees kom maak mense nuut. Dis wat ek beleef het. As iemand vir my sê, nee pastoor, jy droom, dan sê ek, ja, droom jy verder. Dis deel van my belewenis. Ek het gesien hoe manne se lewens so verander voor die Here, dat die vrou my bel en sê, pastoor, wat het jy met my man gemaak? Waar's my man?
Sê ek, wat bedoel jy, waar is jou man? En sy sê, die man wat huis toe gekom het, lyk soos my man, maar het is nie my man nie. Dan sê ek, verduidelik vir my. Dan sê sy, ek het al die jare gebid vir die kinders. Ek het die Here vertrou vir voorsiening. Sy sê, my man staan in die oggend op. Nou jaag hy ons almal uit die bed uit. En as ek in die kombuis kom, dan lê die Bybel reg. Dan sê hy, kom laat ek vir julle bid. En kom laat ek vir julle die woord lees. Kom ek seën julle vir julle dag. Sy sê, hy is die ene wat, ek was die een wat alles gereël het. Hy kom en hy sit my op die bank neer en hy sê, my vrou, hier's 'n koppie tee. En sy sê, ek skrik so groot, ek vra vir hom, wat het hy in die tee gegooi? Sy sê, waar's my man? Ek sê, van nee, wel, ek weet nie. Al wat ek weet, die Here het met hom gewerk. Weet jy wat doen daai einste man? Daai vrou vertel my, sy sê, hy sit my op die bank neer. En hy hou my vas en dan sê my vrou, ek is so jammer dat ek nie die hoof van die huis was nie. My vrou, ek is so jammer dat ek jou nie beskerm het nie. My vrou, ek is so jammer dat ek jou nie opgedra het voor die Here nie. Ek het nooit besef wat jy al die tyd doen nie. Hy sê, maar ek sê vir jou, ek dank die Here want die Here het my vergewe. En ek sê nou vir jou, ek is nou die hoof van die huis. In hierdie huis sal die Here dien. Uit haar mond uit, nie sy getuienis nie, haar getuienis. Goeie vroue. Maar meer as dit, dank ek die Here vir wat hy doen. Anders was hy vandag nog steeds dieselfde. Maar weet jy wat gebeur? Laat hulle hardloop voor. Ek soek 'n paar manne wat kan hardloop. Ek gaan so uit die geleedere voortrek. Kevin? O'Neil? Kom hier my broer. Huh? Is jou been seer? Ons gaan nou bid vir genesing, hoor. Ag, Gordon, kom hier. Okay. Maar nou al wat ek wil hê julle moet vir ons moet demonstreer. Ek sal maar die soutpilaar wees. Lot se vrou. Hierso, kom staan nie. Wie is Lot? Het julle klaar besluit? Dan die Lotie is nie. Okay. Jy is Lot. En ek stel julle maar voor as die kinders. Julle is groot kinders, maar ja. God sê, hardloop. Maar nou wil ek hê, julle vat 'n redelike stap. Okay. So, half moet nou net nie marathon styl nie. 'n bietjie stadiger. Maar hier kom die groot ding wat ek wil hê jy moet sien. En julle beweeg vinnig, want wat het God gesê? Julle kyk nie om nie. Want wat gebeur soms as ons begin omkyk? Dan begin ons huiwer, ons begin stadiger beweeg en ons word vasgevang in die dinge wat was. En jy begin God se hand vasbind. Jy begin keer dat God 'n wonderwerk doen. Jy sien nie God is daar nie. Jy ervaar hom nie. Jy sien net probleme en stryd in jou omgewing. En wat gebeur? Ek gaan nou Lot se vrou speel. Maar nou as ek sê 3, dan stap julle vinnig. Okay, is julle reg? 1, 2, 3. Kyk mooi. Sien jy wat gebeur? Lot se vrou het omgekyk na wat gebeur. Sy het stadiger beweeg. En weet jy wat deel daai prediker wat vir my baie interessant was?
Is nie omdat sy teruggekyk het nie, is omdat sy stadiger beweeg het, sy was vasgevang in die swaal en in die vuur. En sy het begin brand as gevolg van die swaal en vuur wat gereën het, wat God gesê het. En weet julle wat gebeur? Toe sy begin brand met die swaal en die vuur, toe vorm sy sout. Toe gebeur dit. Nou sê iemand, maar dis 'n natuurlike verskynsel. Ek wil vir jou sê, selfs in 'n natuurlike skynsel, as God sê, doen iets, dan doen jy dit. As God sê, moenie aanhoudend terugkyk nie, jou spoed is besig om te verloor. Jy vertrou my nie meer soos jy my moet vertrou nie. Jy is nie meer opgewonde soos wat jy oor my was die dag toe jy tot bekering gekom het nie. Wil ek vir jou sê, verander jou perspektief, jou lewe gaan verander. Hoe so, pastoor? Hoe voel u oor lofprysing? It's amazing is alles. Vergeet al jou pyne. Maar dis is hoe jy instap, né? Wat gebeur die oggend by die huis? Ons praat nie die huis uit nie. Kom ons wees eerlik. Dis kerk vanmôre, is bewolk. Dan waar is, ons sal volgende week sal ons weer gaan. Next week. Maar jy sê dit nie eens met daai sin nie. Jy kom met die gedagte, ag, is okay. Jy weet, ek verdien die rus. Ek verdien dit. Die oomblik as jy dit vir jouself begin sê, het jy klaar omgekyk. Het jy klaar spoed verloor. Jammer. Ek wil vir u sê, weet jy wat maak hierdie pastoor? Ek op 'n Sondagmôre as ek so baie vroeg opstaan, hou is nie altyd lus in die koue nie. En weet jy, as ek begin bid, my vrou en my kind weet, ek raas iets verskrikliks. Jy hoor my, jy ken my, dis hoe ek is. Maar weet jy wat maak ek? Ek sit die ketel aan en ek sê, goed, kom ons kry net 'n bietjie petrol in die lyf. Ek gooi 'n koppie koffie en dan sit ek die hop se fan aan in die kombuis. En my vrou is al ewig, hoekom doen jy dit? Dan sê ek sodat jy nie wakker word nie. Ken jy 'n white noise? Ek gee vir hulle 'n white noise. En dan as ek in die TV-kamer in, en daar begin ek en ek sê, Here, wat 'n wonderlike dag. Ek vat sommer die foon en ek sit 'n worship liedjie op en ek sê, hoe wonderlik is dit. Here, ek kan nie wag om vanmôre in die teenwoordigheid saam met die liggaam te kom nie. Want weet jy wat? Daar gaan my gees, al voel my liggaam afgebreke, daar gaan my gees gerejuvenate word. Ek gaan opgewonde wees. Ek gaan 'n boodskap kry wat ek hierdie week 'n bietjie kan gaan deurwerk en my gees kry op 'n plek soos wat Jesus met die Emmaugangers gedoen het, wat jou aktiveer om dadelik iets te begin doen. Change your perspective. And it will change your life. Wie van julle het al agtergekom as jy iets moet doen in die lewe? En jy sê vir jouself, hey man, ek is opgewonde hieroor. Ek is bly. Fantasties. Kom aan, jy kan dit doen. Ek dink partykeer het ons te min guts. Ons het te min dryf. Die woord, ja, baie van ons het gesê, hey, gees hier binne in jou, jy moet nou die Here aanbid. Kom aan.
Edmund, Gees hier binne in jou. Is tyd om te bid. Kom. Is jy altyd lus? Nee, ek is nie altyd lus nie. Maar weet jy wat doen jy? Jy kry jou perspektief reg. En ek sit dit in Jesus Christus. Want weet jy wat vir die mense is dit onmoontlik, maar by God is alles moontlik. En die oomblik toe hulle brood breek, toe besef hulle nie net dis Jesus Christus nie, maar toe besef hulle die belangrikheid oor 'n gemeenskap van gelowiges en dat ons deel aan mekaar het. Speel gou vir my daai video asseblief, sit vir my hier vooraf. En ek sluit af met hierdie video, ek wil hê jy moet gou saam met my iets net kyk. En nadat dan staan ons op. My son had a brain tumor. They told us we would possibly lose him. It was the size of an orange in the back of his head. Before the surgery, it was about 10:30 in the morning, and I was not doing well. I was thinking, Lord, I don't know how I'm going to get through this. And my family was with my son in the hospital. Jim and I were home. We had to take a shower. And I walked in to say to him, we are not doing well. And I looked up at the clock, and suddenly I felt this freedom. And it was 11 o'clock. And I said to him, I was just going to tell you I wasn't doing well. And I want to say, I believe we're going to be okay, regardless of whether we lose Christopher or not. The Lord is with us and we're okay. And he said, I feel the same way. And we felt lifted. We got ready. We went to the hospital. A couple days later, we learned that morning, 11 o'clock, 12 of our friends got together and they prayed. And I physically felt the difference. And I know the power of prayer. No one can tell me anything different. Our son got through the surgery. He's completely healed. He's 32 years old. He lives a beautiful life. He's an industry professional. The community was so amazing that I learned two things in that incident I will never, ever forget. One is the power of prayer, and two is the power of community. People think they can do it on their own. And a lot of people have been told you can do it on their own. And the irony is that God said, walk 2 by 2, be in community. And I will never forget that when I'm frustrated or when I don't have a prayer answered, He is listening and He answers. Power of prayer. Dit beteken om te sien Jesus is met my. Hy saam met my woon in my deur sy Gees. En die tweede ding is gemeenskap van die heiliges. Kerk van die Here, ons moet leer om mekaar lief te hê. Ons moet leer om mekaar by te staan. En ons gaan sien dat God wonderwerke doen. Staan saam met my. Ek gaan vra dat die orkesie na vorentoe kom. Daar waar jy staan, maak jou oë toe. Jesus is in hierdie plek deur sy Gees. Die Heilige Gees wil jou vanmôre versterk. Heilige Gees, ek vra vir elke liewe persoon dat ons vanmôre die belangrikheid van u teenwoordigheid, gebed en gemeenskap met u sal besef. Maar ook, Here, gemeenskap met mekaar, die gemeenskap wat u gegee het, die community. Want dis die plek waar ons mekaar ondersteun, waar ons saam met u ontmoet.
waar ons opgetel en versterk word. Maar Here, bo alles, die emmausgangers het so opgewonde geraak oor hierdie belangrike feit, dat Jesus is hier by ons. Ja, hulle het dit eers nie raak gesien nie. Here, en soms is ons so vasgevang in wat ons mee besig is, dat ons Heilige Gees ons ervaar nie, ons sien nie eens nie. En ek wil vandag vra, Here, wanneer ons in die woord is, en ons begin herinner en ons dit hardop lees, Here, al is dit net ek myself, dat ek dit hardop sal lees, Here, want ek weet iewers, Heilige Gees, gaan U strome van water in my binneste laat losbreek. U gaan my opgewonde maak. Ek gaan uitreik na my medeboetie en sussie toe. Ek gaan doen wat U my voorgeroep het. Ek bid vanmôre dat die kerk dit sal besef. Here, U het vir ons kom sterf sodat ons kan vry wees. U het vir ons kom sterf sodat ons 'n beter lewe kan hê. Die hoeksteen, U wat verwerp was, het juis die belangrikste geword. Want deur die mens was dit verwerp, maar God die Vader, die vir ons gegee is, sodat dit wat verder gebou kan word, of gebou moet word, reg en opnuut sal begin weer. So bid ek, Here, in elkeen van ons lewens. Ek weet nie waar mense vanmôre is, waar hulle staan nie, maar Here, ek bid vir 'n besef, dat die Here met my, sy Gees is in my. Dankie, Here. Ek bid, Here, dat U ons opgewonde maak hierdie week, oor dit wat U in ons hart en in ons gees kom doen. Dankie vir die grootheid, die goedheid en die almag. Ons bid dit in Jesus naam. In Jesus naam. Amen. Kom ons sing 'n lied saam, asseblief. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart, I worship you. All I am within me, I give you praise. All that I
Lord, have your way. Halleluja. Halleluja. Vader, dankie dat U ons beskerm en U ons bewaar. En Heilige Gees, ons vra dat U hierdie week rondom die woord en wat Jesus vir ons kom doen het, kom maak dit wakker in ons binneste, sodat ons soos die Emmausgangers sal kan verklaar in vers 32, was ons harte nie opgewonde oor dit wat hy met ons gedeel het op die pad nie. Here, dat ons opgewonde sal raak oor dit wat U nie net gedoen het nie, maar wat U ook nog gaan doen in ons lewens. Seën ons terwyl ons so uitmekaar uitgaan. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Gaan in die vrede van die Here. Kom ons sing hierdie liedjie nog, of het julle iets anders wat ons kan doen? Ja, is reg. This is my desire.